En hier sit nou Elisabeth Jordaan weer by my in die ateljee. Lizzie, baie welkom terug. En ek sien uit om verder te hoor wat jy vir ons nog wil leer uit die lewe van daai kosbare man Andrew Murray. Waar staan ons met hom en waar gaan ons vandag heen? Goeiemôre is die. Nee, weet jy wat? Ek dink net daar is so baie goed wat mens uit sy lewe kan leer. Ons het laasweek nog gepraat van sy Andrew Murray as 'n sendingstaatsman. Ja. En ons het begin praat oor Andrew Murray se bydrae tot die internasionale sending vraagstuk. So hy was nie net in Suid-Afrika 'n leier oor die sending vraagstuk nie, hy het gesê dat daar's 'n wêreldwye beweging. En toe het hy gesê vir Suid-Afrika in 'n boek wat hy geskryf het dat daar's 'n nuwe toewyding en oorvloedige gebed nodig vir die groot saak van die koning. En so hierdie week het ek 'n bietjie gaan ondersoek instel na wat het hy nou in daai boek geskryf van hom, wat hy gedoen het. En ek het gedink by myself dat daar's 'n rede hoekom Andrew Murray so wêreldwyd begin praat het daaroor. Wat gebeur het, dit was amper aan die einde van die leeftyd, kan ek nou maar sê, van die Britse Ryk. Na die Anglo-Boereoorlog het die Britte basies, die Engelse het basies onttrek as 'n regering in ons land, en nou ons het 'n verenigde regering gehad, die Union of South Africa vir 'n rukkie, en totdat die nasionale party nou begin inkom het en oorgeneem het, en toe word ons 'n republiek. So omtrent 60 jaar na die Anglo-Boereoorlog, toe is ons 'n republiek onafhanklik van Brittanje. So Andrew Murray staan hier aan die begin van 'n nuwe eeu. Net soos ons, as jy onthou die jaar 2000. Ja. Daar was 'n geweldige sendingbewustheid in die wêreld. Ons het dit genoem AD 2000. Teen die jaar 2000 moet ons al die volkere bereik. Okay, ja. Dit lyk vir my asof hierdie bewustheid van wat gebeur het in al die Christene wat ek sal sê 'n diep pad met die Here stap, het hulle gesê, maar nou is dit tyd om die opdrag van die Here te voltooi in ons generasie. Dit was Andrew Murray se slagspreuk en dit was ons slagspreuk daardie tyd, onthou ek, toe ons dit begin doen het. En wat daar is, dan is daar 'n geweldige poging wat aangewend word om te kyk of kan ons nie sendelinge plaas in die plekke waar daar mense is wat nog nooit gehoor het nie. En as ek ietsie kan sê oor dit wat ek beleef het van my eie betrokkenheid by sending, is Andrew Murray, hulle het as 'n kerk hierdie taak aangepak. En daar was ook verskillende sendinggenootskappe, byvoorbeeld die Wesleyaanse sending, wat van die Wesleyaanse kerk kom, dit is Methodiste kerk, maar spesifiek uit 'n sendingafdeling van daai kerk. En dan was daar die Berlynse sending, dit kom ook uit 'n protestantse kerk in Duitsland. En dan het jy die Morawiese kerk gehad, wat as 'n gemeente, dit was nie eers 'n groot kerk op daai stadium nie, hulle was 'n gemeente in Herrenhout, wat die grootste bydrae vir sending gemaak het nog van al die kerke, genootskappe, in die 120 jaar wat hulle daai gebeds kamer gehad het in Herrenhout. So kerke het dan nou mense uitgestuur, maar die jare toe ek in sending kom, toe is daar sendingorganisasies. Byvoorbeeld OM en YWAM en Campus Crusade en 'n klomp ander. Ja. Want die kerk het nie meer die vermoë gehad om hulle sendelinge in die kerk op te lei en uit te stuur nie. So jy amper gee dit nou oor aan 'n proxy en sê
doen julle dit, want ons kan dit nie doen nie, ons is nie daar betrokke nie. En wat dan gebeur, die kerk raak al hoe armer, want nou is hulle self as 'n gemeente, of 'n groter kerkgenootskap, nie op hierdie pad wat Andrew Murray hulle daai tyd was nie. En ek belewe baie sterk in my hart, dat dit weer terugkom, na kerkgenootskappe, kerkdenominasies, om self dit vanuit 'n gemeente te bedryf. Die hele gemeente moet sending bewus word, en dit is Andrew Murray se betoog in hierdie boek. Hy skryf baie oor leraars. Stop gou. Ek sien, en ek wil dit net beklemtoon, dat almal saam met my kan, ek seker maak almal sien dit saam met my. Toe daar 'n gemeente was wat betrokke was by 'n spesifieke uitreik in 'n spesifieke rigting, spesifieke taalgroep, wat ook al, was dit die gemeente se belangstelling, nê? En dis nie dat die organisasies, sendingorganisasies droog gemaak het of iets van die aard nie, maar dit het net die bewustheid vir die normale kerkganger weggevat, om te weet, dit is presies wat die nood aan die ander kant, en dit is hoe ons die nood aanspreek, nê? Dis die groot verskil. En die betrokkenheid in daai land, het dan het wat gebeur het, is gemeentes het op 'n uitreik gegaan, om hulle sendeling daar te gaan ondersteun. Ja. En dit het vervaag. Okay, en wat het gebeur het, is die sendingorganisasie het nou gesorg vir die sendelinge. Ja, Hulle het mense rondom die sending gesit, jy het aan die genootskap behoort, en een van die redes was, dat nou is die onbereikte lande geteiken. Dit was moeilik om daai lande in te kom. Jy moes 'n klein groepie in daai lande hê, daar moes ondersteuning wees vir die sendelinge wat ingegaan het. So jou sendinggenootskap, jou organisasie, het dit gedra. Waar in die tyd van Andrew Murray, die sendingkommissie van die kerk, het daai rol vervul. Soos Andrew Murray het gaan besoek aflê by die sendelinge, hulle bemoedig, vir hulle fondse help verwerf. En dit was nou die groot verskil, is die, eintlik het hulle dit gemaak, ek weet ons sendingorganisasie, wat ek aan behoort het altyd bekend gestaan as 'n parakerkorganisasie. Ek weet nou nog nie wat daai woord regtig beteken nie. Soos 'n para wat spring. Dit beteken maar net, ons is nie 'n kerk nie. Okay, spring waar die nood is. Ja, so wat gebeur, jy stig 'n NGO, wat is dit, 'n nie winsgewende organisasie, en dan gaan jy met daai organisasie in 'n onbereikte land in, en dan doen jy noodleniging, of jy plant 'n skool, of 'n hospitaal, of wat ook al, en dan daai organisasie sorg dan nou vir die sendelinge daar. En die kerk lewer net 'n bydrae en ondersteun hulle sendeling, maar verder is hulle soos nie betrokke nie, hulle weet nie wat in die land aangaan nie. Verstaan jy, so dit word oorgegee aan 'n arm. Met ander woorde, ook in die land waar hulle gaan werk, is dit dalk lewensgevaarlik selfs, om sommer daarin te kom en te sê, ons kom nou die evangelie verkondig, nee. Dit is in elk geval lewensgevaarlik. Ja. Dit was in Paulus se tyd al lewensgevaarlik. So dit is altyd lewensgevaarlik, want die heidenasies hou nie daarvan om dat hulle godsdienstig gekonfronteer moet word. Korrek, ja. So dit is lewensgevaarlik, maar dis juist die rede hoekom die hele gemeente is, die kerke. En jy moet ook nie net een gemeente hê nie, jy moet 'n kerkgenootskap moet sê, dis ons doel, hoekom ons bestaan. So dis wat Andrew Murray nou in hierdie boek wat hy geskryf het, probeer verduidelik en sê. So wat ons gesien het, daar was 'n groot konferensie in New York. Die eerste groot sendingkonferensie aan die einde en begin van die, wat sal mens sê, die 18de, die 19de eeu en oorgaan na die 20ste eeu. En op 1900 is daar hierdie groot wêreldsending kongres. En Andrew Murray word gevra, kom lewer asseblief vir ons, word asseblief een van die sprekers. En hy sê, kan nie, want die Anglo-Boereoorlog het nou net in Suid-Afrika uitgebreek. So hy sien nie sy weg oop om nou sy land en volk te verlaat en hier oor die see te gaan, en weet hy nie of hy kan terugkom nie.
So hy het gesê nee, hy kan nie gaan nie. Ja. En toe het hy gevra, stuur vir my die verslag van dit wat julle bespreek het. En dis wat hy nou in hierdie boek bespreek. So ek wil eintlik 'n stukkie lees uit die voorwoord van die boek. Dis 'n opsomming wat dominee ek net gou hierso sien, dominee Gerdener gemaak het van Andrew Murray se opbou na hierdie konferensie. Van 1853 af van 1857 af het Andrew Murray direk in sending betrokke geraak toe hy en ander jong predikante by die Kaapse Synode in 1857 'n pleidooi gelewer het vir 'n voorwaartse beweging op sending. In daai jaar is die buitelandse sending in Suid-Afrika gebore. So dis 1857, 100 jaar voor ek gebore is. Ja. In daai jaar word hy lid van die sendingkommissie en hy bly dit vir byna 50 jaar tot met sy aftrede in 1906. Hoe oud is hy toe? Hy is toe al diep in sy 70. Okay. Die eerste baanbrekers vertrek noordwaarts. Dis nou hier in die Transvaal en Andrew Murray gaan plaas hulle daar. So hy word direk betrokke by dit. En dan brei dit stadig uit. In 1870 is hy nou op Wellington. Hy stig die Sending Instituut op Wellington en dan begin hulle nou sendelinge oplei vir jong seuns in die land wat nie predikante kan word nie omdat hulle nie genoeg skool gehad het nie. So hulle lei hulle op as sendelinge en stuur hulle uit. En dan stig hulle ook die predikante sendingvereniging wat predikante uit hulle eie sak bydra vir die ondersteuning van sendelinge. In 1888 plaas hulle die eerste sendeling in Malawi. Ons het geleer, dit was Andrew Murray se klein neef, die seun van sy broer, plaas hulle toe nou daar. En in die volgende 10 jaar het die werkers tot 14 gestyg. En na die Anglo-Boereoorlog was daar al 28 sendelinge. En dit het 'n geweldige deurbraak in Malawi veroorsaak. Wow. Dat naderhand in daai tydperk het die hele Malawi die evangelie gehoor. Hulle was so ontvanklik vir die evangelie. Dit was asof hulle absoluut gereed was om dit te kry. En dan in 1903 het die Kaapse Synode die predikante sendingvereniging oorgeneem en het 'n algemene sendingkommissie gestig en van toe af dryf hulle dit. En nie meer die klein groepie wat Andrew Murray en 'n paar ander predikante was nie. En tussen sy aftrede in 1906 en sy dood in 1917, dis wat 11 jaar, het Andrew Murray die volste en vrugbaarste lewe gehad as 'n sendingman. Direk na die oorlog kom daar 'n klomp jong manne, kruisgevangenes van die 3-jarige oorlog, wat tot bekering gekom het in St. Helena, die Bahamas dink ek, Ceylon, dit is nou Sri Lanka, en Indië, kom terug. En 150 van daai jong manne, jong boere, kom bied hulle aan om sendingwerk te gaan doen. Hulle het almal in daai kampe tot bekering gekom. Kan jy glo? En 'n geweldige las begin ervaar vir Afrika en gesê ons wil die hele vasteland in Afrika bereik. Wow. So dit was alles as gevolg van 'n gefokusde gebed wat Andrew Murray gereël het na hierdie New York konferensie of kongres wat plaasgevind het. Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. So Andrew Murray begin reël gespesiale biddae, spesiale weke van gebed vir sending en hy skryf nou 'n paar goed wat beskikbaar raak. Hoe bid 'n mens vir sendelinge? Hoe bid 'n mens dat 'n land moet oopgaan vir sendelinge? So dis waarmee hy homself besig gehou het tot aan die einde van sy lewe. So ek wil dink ons moet maar net 'n bietjie praat oor wat het hy nou gesê in hierdie boek wat hy geskryf het. Dit is in elk geval bespreek in die hele
verslag wat hy gekry het en hulle hamer daarop om te sê die kerk versuim haar plig. En hulle gaan so ver om te sê die kerk is onverskillig teenoor die groot opdrag wat Jesus gesê het. So? En dan gaan hulle nog so verder om te sê die kerk lewe in sonde omdat hulle nie hierdie opdrag voltooi nie. So dit was 'n geweldige ding wat daaruit gekom het en Andrew Murray het dit geneem en gesê kom ons kyk wat is die antwoord, wat is die Here se antwoord hierop? Ek meen ons weet eintlik almal wat is die Here se antwoord op die groot sending opdrag. Maar hierdie vuur het nou in Andrew Murray al gebrand vir meer as 50 jaar. So hy is nou amper by sy aftrede. Dis nou 1900, hy tree in 1906 tree hy af. En hy weet sy tyd is nou min, maar dan gaan hy nou oor in hierdie geweldige vrugbare seisoen om hierdie jong manne voor te berei. En toe die 150 jong manne nou terugkom Suid-Afrika toe, jong boere, ongeletterd, meeste van hulle, toe stig hy die Boere Sending Instituut in Wellington. Kan jy? Nog steeds Wellington. Want dis waar hy is, né? Dit is boeresending. Die Boeresending Vereniging. Dit is interessant. Dis nou apart van die ander sendingvereniging wat ook jong manne oplei, maar hy besef nou hierdie boere het nou spesiale opleiding, hulle is nou nie meer kinders nie. So daar's 'n spesiale ding wat hy nou vir hulle moet leer. En die boere is dit nou boere wat uit die oorlog terugkom, nie noodwendig boere omdat hulle boer nie. Nee. Ja. Boere wat in die Anglo-Boereoorlog geveg het. Ja, en ons weet almal wat gebeur in 'n oorlog. Die skade wat 'n mens opdoen as gevolg van 'n oorlog en natuurlik nou is hulle vir 'n paar jaar in daai interneringskampe waar dit maar raglike omstandighede was. My oupa was in Ceylon vir 2 jaar. Dieselfde met my oupa. En ek weet toe hy teruggekom het, my ma het my vertel hoe toegewy was hy aan die Here. So dat iets in hierdie mense se harte gebeur wat die vyand nie geweet het gaan gebeur nie. Ja. Anders sou die oorlog nie plaasgevind het nie. Ja. So hier is 'n geweldige deurbraak vir dit wat hy gedoen het. En saam met dit, al hierdie goeie skryf Andrew Murray die eerste ek dink wat is 'n voorloper van die South African Christian Handbook. Hy skryf 'n klein boekie, The Kingdom of God in South Africa, en daarin gee hy al die statistieke van waar is sendelinge, wat se werk doen hulle en hoe hulle ondersteun moet word. Later het dit oorgegaan en dit word 'n handboek van wie's predikante in Suid-Afrika, waar werk hulle gemeente en dan wie's al die ander organisasies wat nou met sending of met ander bedieninge van die kerk te doen het, word in die handleiding was elke jaar of elke 2 jaar uitgegee. En ons het dit baie gebruik as ons 'n netwerk, een of ander netwerk van gebed wou vorm, het ons in daai handleiding gaan kyk en daar's telefoonnommers, so jy bel almal wat in daai boek staan. Ek dink dit nou natuurlik sal dit nou 'n baie dik boek wel wees van al die mense, maar ek dink Andrew Murray het weer eens begin met iets wat nog steeds vandag in ons land voortleef en beskikbaar is. En skielik wil ek net stop. En ek wil net sê, wat het gebeur in Andrew Murray dat hy so 'n intense voorloper was wat regtig met daadkrag goed deurgedra het. Wat anders as dat hy waaragtig in 'n intieme verhouding met die Almagtige geleef het, né? Ja. Dit was absoluut. Wat hom laat kom het waar hy gekom het. Ja, ek wil weer sê sy kort getuienis wat hy eendag gelewer het daar dis by Keswick of in Edinburgh. Vra hulle hom om oor sy persoonlike lewe te praat. Die vraag was, het dit wat hy in sy boeke geskryf het hy dit in sy persoonlike lewe beleef? En hy's nie baie gretig altyd om
oor sy eie belewenis te praat nie, behalwe wat ons nou gepraat het oor hoe hy geskryf het aan sy gemeente met sy ontdekking van geloofsgenesing. En dan sê hy daar vir die eerste 12 jaar in Bloemfontein het hy met ywer gewerk, met ziel. Bedoelende, dit was 'n verskriklike poging van homself om die werk te doen, met sy geloof in Jesus, met sy uitverkooptheid aan Jesus, maar nog steeds, dit was amper asof hy homself gedryf het. Soveel so dat sy pa vir hom gesê het, jy gaan jouself doodwerk, jy gaan jou gesondheid benadeel. En toe kom hy in Woester aan en daar breek die herlewing uit. Ja. En daar leer hy om saam met die Heilige Gees te werk. En dan is sy getuienis, 7 jaar later, het hy 'n belewenis met God gehad, wat hy noem, die vreugde van volle vrymaking. The joy of full pardon. Wow. Volle vryspraak. Hy het Ja. iets belewe waar hy die bewustheid van sy eie onvermoë en sy eie goed besef het, en waar hy die besef het, die Christus doen goed in my en deur my, dis nie ek nie. En toe val daar 'n las af, en toe raak hy baie vrugbaar. Toe begin hy al hierdie goed wat ons nou van lees, begin hy doen, en sy voorstap was absoluut in die krag van die Heilige Gees, in die krag van sy intieme verhouding met Jesus, en sy totale oorgawe en afhanklikheid aan God die Vader. En dit beskryf hy in sy boeke. So mens kan maar gerus sy boeke daaroor gaan lees, dan kom jy sy hart agter. Weet jy, en met hierdie getuienis van wat hy beleef het, kom ons maak musiek saam met El Dio. My hart roep uit, en ons mag ons harte ook uitroep na ons hemelse Vader. Nou ja, as dit vir jou belangrik is, dit was pas 11:15 en ons is besig hier met Delf Steeds Dieper, 'n program van Radio Kansel. Ek is Estie Geldenhuys en hier saam met my in die ateljee sit Elisabeth, wat so heerlik vir ons vertel van al die wel en wee van daai kosbare man Andrew Murray. Elisabeth, wat is dit wat jy in hierdie laaste paar minute van die program met ons wil deel van Andrew Murray? Ja, jy weet, ons het nou gepraat oor Andrew Murray se manier om dinge te doen. Hy het 'n baie skerp brein gehad, maar hy het hierdie vermoë gehad om 'n situasie te kyk, en dan som hy dit op, en dan sê hy wat moet gedoen word. Dis hoekom hy so lank en soveel kere moderator van die kerk was, oor hierdie vermoë van hom. Ja. Om 'n besluit te neem in die kerk in 'n rigting te laat gaan. En hy doen dit nou weer, na sy verslag wat hy gekry het oor die sendingkommissie. So, hy maak 'n opsomming, die vraag is, nou in Engels, if the church do this and if the church, so Andrew Murray skryf dit nou in Nederlands en sê hy as. Okay, is te veel asse, sê hy. Okay? Hy sê, hierdie herhaling van so 'n woordjie as, dui daarop dat daar iets ernstigs verkeerd is in die kerk, met betrekking tot Christus se bevel om die wêreld te evangeliseer. Hy sê, daar's verskillende goed wat hulle die kerk mee kan beskuldig. Nou kom ons kyk of dit die waarheid is, en dit het nou gebeur, dit was nou teenoor duisende sendelinge, wat by hierdie wêreldkongres vir evangelisasie was in New York. Dan sê hulle, die eerste beskuldiging is, die kerk besit nie die gehoorsaamheid en die vasberadenheid nie, om hierdie taak aan te pak in hierdie geslag, dat elke skepsel op aarde die evangelie kan hoor nie. Dis die eerste ene. Die tweede een is, die kerk begeer nie ernstig dat die evangelie in elke land op hierdie aarde verkondig word nie. Die kerk is onverskillig daarmee. En dan sê hy, behalwe dit is die kerk is nie eendragtig in hulle hantering van hierdie saak en besluit met 'n eendragtige besluit, ons gaan dit doen nie. Soos wat die vroeë kerk, toe hy net gebore is in Jerusalem, weet daar waar hulle eendragtig saam was in gebed nie. Hy sê, en dan die ding is dit, ons sal nie nodig hê
om oproepe op die kerk te doen, herhaaldelik, as 1/4 van die lede van die protestantse kerke nie eers bereid is om elke dag net 'n half penny te gee vir die werk nie. So hy sê, die protestantse kerke tel paar 100,000 op daai stadium, wêreldwyd. As hulle net sê, maar kom ons doen dan nou die werk wat ons moet doen. En dan sê hy, behalwe dit, al die jong mense van die verskillende Christenverenigings, soos die KJA en die, al die goed wat wêreldwyd bestaan, as al die jong mense ordentlik gelei word en opgevoed word om te besef wat hulle moet doen, selfs kinders in sonnaarskool moet weet waarvoor bestaan die kerk. Die kerk bestaan om die evangelie aan die hele wêreld te bring, dis ons opdrag, en as ons opdrag klaar is, kom Jesus terug. Dan het ons nie nodig om al die lang dinge deur te gaan nie, want dis die kerk wat veroorsaak dat dit nie gebeur nie. En dan sê hy, die ander probleem is, die meeste protestante mense in die kerk bestempel dit as onprakties en fanaties, om te sê, kom ons sit 50,000 werkers in die sendingveld. Onprakties en fanaties op aarde. En dit sal 'n te groot stremming op die bronne van die kerk plaas. So, jy kan sien dat die kerk is die hele tyd met wat kan ons doen? Ja. Wat is, hulle besef nie, wie doen dit eindelik nie. So, hulle sê dat niemand van almal, nadat al die sendelinge dit gehoor het gesê, nee, julle is verkeerd nie. So hy sê, dat is die aanklag wat voor die Here opkom. Die kerk begeer nie waarlik om Christus so spoedig moontlik aan elke lewende skepsel bekend te maak nie. Hierdie doel beheers nie die gees van die kerk nie, en die kerk is nie bereid om haar plig uit te voer nie. En Andrew Murray se gevolgtrekking is wat jy net nou gesê het. Hulle het Christus nie lief nie. En dit was vir my soos 'n groot skok, dat hy hierso sê hy, as ons Christus se sterwende liefde verstaan, hy het vir ons gesterf om ons vry te maak, en die liefde wat ons van hom in ons harte ontvang, is sy sterwende liefde vir 'n mensdom. Dan sal ons met daardie sterwende liefde in ons hart, ons liefde teenoor hom bewys. En dan sê hy wonder of die kerk ooit reg vertel is, waarom is hulle verlos? Miskien soek mense net hulle eie redding, en dan hou hulle die grootste rede hoekom hulle verlos is, vir hulle self as 'n geheim, en hulle deel dit net met niemand anders nie. Want dit is nie vir hulle belangrik genoeg dat ander mense uitvind wat hulle uitgevind het nie. En op die plek kom waar hulle gekom het, dat hulle vir ewig gered is nie. So, en hy sê, is die feit dat Jesus die kerk gekoop het, en dat die kerk 'n boodskapper moet wees vir 'n wêreld wat gaan sterf, is dit glad nie belangrik vir die kerk, dat dit daar is nie. En vir my, in my hart voel ek, wow, jy weet, die ding is, as 'n mens werklik besef, wat is dit wat die Here gesê het, met sy laaste opdrag? Hy het nie gesê, gaan en kry al julle regerings om my te dien nie. Hy het nie gesê, al julle rugbyspanne moet voor my buig nie. Verstaan jy? Ja. Hy het nie gesê, hoor jy, loop kruis en dwars oor jou grond, en bid vir dit nie. Ja, dis alles deel van dit wat ons doen. Dit gaan 'n gevolg wees van ons toegewyde leefstyl. Ja. Hy het gesê, gaan en wees my getuies, deur die hele wêreld tot aan die einde van die aarde. Dit was sy opdrag. Leer hulle om alles te onderhou. En as ons daaraan getrou is, as die kerk net daai klein dingetjie doen, dink ek, gaan ons 'n geweldige verskil sien. So Andrew Murray maak 'n opsomming aan die einde, en hy sê, wat beteken die groot opdrag van God vir jou persoonlik? Gaan kyk wat hy gesê het in Matteus 28. En kyk, is jy persoonlik daarbey betrokke, of delegeer jy dit vir iemand anders? En dan,
Jesus het op daardie selfde stadium gesê, in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So hoekom is ons nou bang om hierdie ding te gaan doen? Hy het die mag en gesag oor alle demoniese magte, oor alle mense wat hom weerstaan. En dan gaan vertel hom van my liefde. So sy grenslose liefde moet ons dring. Ja. Wat Paulus dit so mooi sê. En dan die alles van algehele gehoorsaamheid. Here, ek is nou gehoorsaam, sê wat ek moet doen, wat's my klein stukkie werk in hierdie taak. En dan die hoofding in Andrew Murray se hele lewe, die alles van onafgebroke gemeenskap met die Jesus wat ons liefhet. En hy sê dit is dit wat vir hom gedryf het in sy lewe, en dit is wat elkeen van ons moet dryf, en dis wat ons almal se begeerte is daardie onafgebroke gemeenskap met Jesus. Wow. En weet jy, Elisabeth, ek wil my verstout om te sê, as ons nog nie by 'n plek gekom het, waar ons 'n ontmoeting met die Almagtige gehad het, wat goed binne in ons binnekant reggestel het nie. Ek dink nie dan verstaan ons die krag van God nie. Reg? En ek dink die hele ding is dat baie mense neem Jesus aan vir 'n baie selfsugtige rede. Ek wil geseën wees. My lewe moet geseën wees, dit moet goed gaan met my, ek wil 'n lekker huis hê, verstaan jy, so dit moet goed gaan in ons land, ons moet vrede hê, dis al. Maar ons vergeet sy rede. Hoekom God sy seun gestuur het, is om die wêreld te red. Ja. En die wêreld is nie ver nie. Ons hoef nie ver in die vasteland van Afrika in te gaan om die Afrika mense te ontmoet nie. En ons hoef nie ver te gaan om die Chinese te ontmoet nie. Ons hoef nie ver te gaan om Arabies sprekende mense te ontmoet nie. Hulle is by ons, maar die ding is, ons is bang vir hulle. Ons is bang om met hierdie mense te praat. En daai vrees dui aan dat jy nie die liefde van Christus verstaan nie. En dat dit nie in jou hart uitgestort is nie. En dan die hele ding wat Andrew Murray sê, kom ons ondersoek onsself. Is ons hier waar God ons wil hê? En hy sê dit nie net vir die individue nie, hy sê dit vir gemeentes. Ondersoek, is julle in die wil van God? Met hierdie opdrag wat Jesus gegee het. So dit was amper Andrew Murray se laaste groot bydrae. Ons gaan nou nog weer sien van wat hy nog gedoen het daarna, om die kerk op hierdie plek te bring. Elisabeth, jy doen geweldig baie navorsing om vir ons hierdie te kom aanbied, en ek sê vir jou baie dankie daarvoor. Ek weet ons Vader sal jou daarvoor seën. Baie dankie, hoor. Andermaal. Ja. Dis vir my net so groot seën. Dankie, Esther. Nou ja, toe, maar kom ons groet dan vandag met heerlike Matthys Marie, wat uitjubel op sy klavier. Blye versekering. Weet jy dat Jesus ook joune is, of dat jy syne is? Vrede vir jou, tot 'n volgende keer, mooi loop.